As jy soos ek is, dan het jy iewers aan die einde van 2024 'n bietjie teruggekyk na hoe jou jaar verloop het en watter dinge daar is wat jy in die volgende jaar aan wil werk. Baie mense begin 'n nuwe jaar met die doelwit om meer tyd met God te spandeer. As dit ook een van jou doelwitte is en jy het hulp daarmee nodig, dan gaan die wenke in hierdie video jou help. Dit gaan veral help as jy nog nooit voorheen regtig stilte tyd gehou het nie en nie weet hoe om te begin nie. So, kom ons gesels daaroor. Begin klein. Dit is maklik om, wanneer jy besluit jy wil meer tyd met God spandeer, jou voor te neem om dit sommer vir 'n halfuur of 'n uur lank elke dag te doen. Maar as jy nog nooit voorheen stilte tyd gehou het nie, dan kan jy maklik moed opgee as jy agterkom jy sukkel om dit vir 'n uur lank elke dag te doen. Begin dus met net 5 of 10 minute op 'n dag. Die doel is om op 'n gereelde basis tyd met God te spandeer. Soos jy in die gewoonte kom, kan jy nog 5 minute en later nog 5 minute byvoeg, tot jy soveel tyd met God spandeer, soos jy graag wil. Kies 'n vaste tyd wat vir jou werk. Ek het net nou genoem, die doel van stilte tyd is om gereeld tyd met die Here te spandeer. Daarom is dit 'n goeie idee om van die begin af 'n tyd te kies wat jy elke dag mee sal kan volhou. Vroegoggend, voor die gesin wakker word, is dalk 'n tyd wat vir jou werk. Of dalk is in die aand, voor jy gaan slaap, 'n beter tyd vir jou. Onthou, almal van ons is uniek en 'n tyd wat vir my werk, is nie noodwendig een wat vir jou gaan werk nie. Maak net seker jy kies 'n tyd waar jy wakker is en regtig jou aandag kan gee aan dit wat jy doen. Kies 'n spesiale plek vir stilte tyd. Die plek waar jy elke dag jou stilte tyd hou, is ook belangrik. Kies 'n rustige hoekie in jou huis waar jy alles wat jy gedurende jou stilte tyd gaan gebruik kan hou. Of kry vir jou 'n houer waarin jy hierdie hulpmiddels kan bære. Neem dan die houer saam met jou en gaan sit op die stoep of in die tuin wanneer jy tyd met God wil spandeer. Jy kan enige plek kies om tyd met die Here te spandeer. Onthou net dat dit 'n plek moet wees waar dit stil en rustig is en waar niemand jou aanhoudend gaan pla nie. Kies jou hulpmiddels. Daar is sommer heelwat dinge wat jy kan gebruik wanneer jy stilte tyd hou. Jou Bybel is natuurlik die heel belangrikste item wat jy gaan nodig hê. Dan kan jy ook 'n joernaal gebruik. Daarin kan jy neerskryf wat God vir jou sê of vra wat jy het. Jy kan ook, as jou gedagtes geneig is om te dwaal wanneer jy bid, jou gebede in jou joernaal neerskryf. Dan is 'n Bybelleesplan ook 'n goeie idee. Wanneer jy 'n leesplan gebruik, weet jy altyd waar jy vir die dag moet lees. As jy op soek is na so 'n leesplan, kyk in die beskrywingsblok hieronder vir die skakel na die leesplanne wat op Nader en Eenvoud se blad beskikbaar is. Jy het nou alles wat nodig is bymekaar. Maar wat nou? Wat doen jy terwyl jy stilte tyd hou? Hier is 'n eenvoudige plan, wat net 4 stappe het, wat jy kan gebruik. Begin met gebed. In Johannes 15 vers 5 sê Jesus vir ons dat ons sonder hom niks kan doen nie. Dis ook waar van ons stilte tyd. Ons het hom nodig om ons te help om te bid, die Bybel te verstaan, om beter te leer ken, ensovoorts. Begin dus altyd jou tyd met God met 'n gebed. Dit hoef nie 'n lang of ingewikkelde gebed te wees nie. Jy kan eenvoudig sê, Here, hier is ek. Help my om U beter te leer ken. Lees 'n kort gedeelte uit die Bybel. Na jy gebid het, is dit tyd om 'n gedeelte uit die Bybel te lees. Kies 'n kort gedeelte om op te fokus. Jy kan byvoorbeeld 'n Psalm of 'n gedeelte uit die Evangelies lees. Moenie probeer om te veel op een slag te lees nie. 'n Mens kan maklik dinge wat die Here vir jou in 'n gedeelte wil wys misloop as jy fokus op hoeveel hoofstukke jy op 'n dag gelees kan kry. Skryf jou gedagtes neer. Wanneer iets in jou gedeelte vir die dag vir jou uitstaan, skryf dit in jou joernaal neer. Skryf neer wat jy daaroor dink en wat jy voel die Here vir jou daardeur sê. Jy kan ook vir jouself vra oor die teks vra en die antwoorde daarop in jou joernaal neerskryf. Dink aan vrae soos, wat leer hierdie gedeelte my oor God? Wat leer dit my oor mense? Hoe kan ek dit wat ek geleer het in my lewe toepas? Eindig met gebed. Jy het met gebed begin en jy gaan ook daarmee eindig. Praat met die Here oor dit wat jy uit sy woord geleer het. As jy vrae oor die gedeelte het, vra daardie vrae vir hom. Praat ook met hom oor jou vrese, jou drome, jou behoeftes en die dinge waarmee jy sukkel. En onthou ook om vir ander van wie se behoeftes jy weet, te bid.
Eindig jou gebed deur vir Here dankie te sê vir wie hy is en vir alles wat hy vir jou in jou lewe doen en vir jou gee. Hierdie is 'n eenvoudige plan, maar daar is heelwat ander dinge wat jy ook in jou stilte tyd kan doen. As jy nog meer oor stilte tyd wil weet, kan jy gerus kyk na die stilte tyd gids met die naam By Jesus se voete, wat in ons aanlyn winkel beskikbaar is. Die skakel na die winkel is in die beskrywingsblok hieronder. En as hierdie wenke vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en mag jy hierdie jaar die gewoonte aanleer om gereeld tyd met die Here te spandeer, sodat julle saam aan julle verhouding kan bou.